Goeiemôre, dit is dan 3 Oktober. Lees in 48 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons is nou nog steeds met die gesprekke daar by die huis van Markus. En Matthijl is nou opdrag gegee om vir Orang en Helena op te lei en hy doen dit nou. Die volgende hoofstuk is ook dan in daai lyn. Matthijl gee uitleg oor die beweging van die sterre. Ek het eers gedink om dit oor te slaan, want dit het niks met ons evangelie en met die feit of jy in die hemel of die hel gaan kom nie. Maar dit is so belangrik in hierdie tyd. As jy my 10 jaar terug sou gesê het, of 20 jaar terug, julle gaan met mense moet stry wat glo die aarde is plat, en dat al die sterretjies net hier so aan 'n koepel sit, hier's nou 'n groot dome hier bokant ons, kan dit nie 'n ander woord gee nie, dit is die koepel van Genesis 1, hulle verstaan nie eers Genesis 1 nie, daar's glad nie 'n koepel hierbo en die son is sommer naby, dis wat hulle sê. Die son, sover ek weet, is iets soos 94 miljoen kilometers van ons af. Dis 8 ligminute weg van ons af. Dit beteken die lig van die son, as dit oor die horison kom, wanneer ek en jy dit sien, het 8 minute verloop vanaf die son oor die horison gekom het. Want ons tel die afstande na goed soos planete, sterre en sonne in ligjare. So hierdie goed moet aangespreek word en dit moet ingegrafeer word in ons harte, sodat ons weet wat die ware toedrag van sake is, naamlik dat ons op 'n bol woon en dat daar 'n geweldige aantrekkingskrag is wat sorg dat niks sal afvlieg van die aardbol af nie. En dat alle waters van die see op alle plekke ewe is. En ons noem dit nul. Dit is die nulpunt van hoogte. Maar o, jene, hierdie mense kan vir jou baie goed, vir jou as korrek opdis. Hulle praat van die Suezkanaal. My magtig, as die water op nul hoogte lê aan die Middellandse See, dan lê hy op nul op die Rooi See. En as jy die sloot klaar gegrawe het, dan loop die water by mekaar en dan bly hulle daar. Die een stoot nie die ander weg nie. Dis so eenvoudig soos dit. Maar vandagse mense kan hierdie begrippe nie verstaan nie en ongelukkig is die grootste deel van hulle baie bybelvaste mense. Dis mense wat die Bybel baie letterlik opneem en glo dat hierdie aarde 'n plat skyf is, wat op 4 pilare staan, en daar is 'n koepel bo, en al die dinge wat hulle dan verder in verdigsels vir jou oordra, om hulle teorie te versterk. Ons gaan nou en ons hoor wat hierdie man sê, wat onder leiding van Yeshua se gees praat. Hy het dit in die vorige lesing gesê. Kyk, die son wat nou aan die hemel skyn, dit is nou die skynson, die beeld, is in 'n reguit lyn skaars so ver van ons verwyder, as die afstand wat 'n ervare ruiter in 'n halwe dag sal aflê. Die egte son staan in 'n reguit lyn, egter so ver van die aarde verwyder, dat, as dit moontlik sou wees, 'n ervare ruiter, as hy sonder om te rus dag en nag deur sou ry, die ontsettende lang pad beswaarlik in 10.000 jaar sou kon aflê. Dit is hoe ver die son is. Onthou, hierdie mense het nie ander maniere gehad om afstand vir jou voor te stel nie, dis hoekom hy 'n perderuiter gebruik. Want dit was sekerlik die vinnigste ding wat op daardie tyd beweeg het, 'n man op 'n perd. Hoe ver reik die strale van die natuurlike son, en hoe onmeetbaar is die ruimte wat hy vul, en hoe kort is die strale van hierdie skynson daarenteen. Na die ooste reik dit nie baie ver nie, wat ook goed te sien is aan die groot duisternis in die ooste. En daarom is die lig daar nie so oogverblindend van lig deursif
as met die natuurlike son nie. Die oogverblindende, deurdringende lig in die lug, wat hierdie aarde na alle kante toe omgewe, maak egter juis dat ons oordag nooit 'n ster kan sien nie. Die sterre verdwyn nie, hulle is daar, maar jy kan hulle nie sien nie, want die son se lig is te skerp. Nou met hierdie skynson wat maar eintlik 'n spieël is, wat nie baie ver is nie, maar wat in ons atmosfeer is alles in die weste nou nog redelik is nog redelik beskyn, maar in die ooste raak dit nou donker, want die son se strale strek nie so ver soos die ware son nie. Onthou, die ware son is 1 miljoen keer groter as die aarde, en ons wentel om daardie son, plus ons wentel ook om ons eie as. As die lig van die son nie so sterk gewees het nie, nie so sterk sou gewees het nie, sou ons ook oordag seker die groot sterre kon sien, maar as gevolg van die sterk en onmeetlike ver verstrooide sonlig, is die sig van die grootste sterre oordag nie moontlik nie. Verstaan jy dit so 'n bietjie? Oran sê, ja, wel, ek verstaan dit nou so half en half, maar totale begrip is daar by my voorlopig nog nie, want van sterre en hulle bewegings het ek nog altyd die minste verstaan. So kan ek dit byvoorbeeld nooit ruim nie. Hoe gebeur dit dat vlak na die ondergang van die son 'n aantal bekende sterre aan die hele uitspansel sigbaar word, maar later kom daar nog altyd meer vanuit die ooste tevoorskyn, en die wat daar was, verdwyn weer in die weste. 'n Paar bly egter daar, winter en somer, altyd met 'n klein verandering in hulle altyd met 'n klein verandering van hulle eerste staanplek aan die uitspansel. Dit gebeur veral by sterre wat aan die noordelike hemel pruik, maar daarteenoor staan dat die sterre in die suide baie veranderlik is, en elke jaargety is daar ander te sien. Daartussen is ook nog bepaalde dwaalsterre, wat die oorigsins maar welbekende en nie veranderende sterrebeelde nooit getrou bly nie, maar heel willekeurig van die een vaste sterrebeeld na die ander dwaal. Ook skyn die maan in die opkom en ondergang geen reël te hê nie. Nou eers kom dit ver in die noorde en dan weer ver in die suide op. Wel vriend, daar jy sekerlik bietjie meer daarvan verstaan as ek en my dogter, moet jy ons hierdie hemelse raaisels eers uitlê. Nou sê Matthel, weet jy, om dit vir julle almal goed verstaanbaar te maak, sal die tyd hier gewis bietjie te kort wees, en julle sal sekerlik nie die geduld kan hê om tot die end na my te luister nie. Daarom verskuif ons dit na 'n geskikter tyd, maar iets daarvan kan ek jou wel vir jou gemoedsrus meedeel. Luister daarom goed na my. Nou ja, om die sterrebeelde te verstaan is 'n redelike vakgebied. En dis 'n vakgebied wat op universiteit aangebied word, en veral landmeters in my tyd moes hulle baie deeglik kennis geneem het van die sterrekunde. Dit was 'n opsionele vak vir ons wat ek maar nie lus was om te doen nie, want ek erken vandag, ek weet bitter min van die sterre. Mense sien sterre tekens in die lug, ek kan dit nie sien nie. En allerhande dinge, en sterre was gebruik deur landmeters om vaste punte op aarde vas te stel, want deur sekere posisies op sekere tye, en jy doen waarnemings na 3 of 4 plekke toe, kan jy 'n punt vasstel, en dan weet jy wat is sy koördinate. Vandag is dit baie makliker, want ons het satelliete, en ons het self selfone en rekenaars en al die ander goed, en al die optiese instrumente wat vandag gebruik word, is so eenvoudig, dit is absoluut outomatiese goed. Daarvan hulle kan sommer die sterre waarneem vanaf die driepoot, en sit al die data binne in die stelsel in, en jy hoef dit net af te laai op jou planne wat jy nou teken.
So dis nie meer so moeilik soos dit was, veral nie in hierdie tyd waar hierdie mense geleef het nie. Was daar maar baie min kennis oor die sterre. Die Egiptenare was die ouens wat die meeste kennis gehad het van die sterre. En ons weet ook nou uit wetenskaplike kennis dat die piramides is almal, hulle noord-suid lyn is gerig op 'n sekere ster. En die goed is in harmonie met die sterre wêreld of die planete wêreld. Orion Belt. Ja. Reg. Vers 6. Kyk, dit is nie die sterre, die son en die maan wat op en onder gaan nie. Slegs die aarde, waarvan die oppervlakte geen sirkel is nie, maar 'n baie groot bal met 'n omtrek van enkele duisende ure gans, draai volgens die ure op ons sandlopers in ongeveer 25 uur om haar sentrale as, soos die meeste dit al self vroeër uitgelê het. Nou in ons tyd is die uurglas of die tydmeting maak dat dit 24 uur is. So moenie skrik vir die 25 uur nie, dit was maar hulle maat gewees waarmee hulle gemeet het. Deur hierdie draaiing word alles wat jy my so ewig gevra het teweeggebring. Dit is nou die hele verklaring in 'n neutedop. Sterre wat jy altyd as vaste beelde sien, is self sonne en staan volgens die uitleg van die meester self en volgens my eie verkreë aanskouing so oneindig ver van die aarde verwyder dat ons nog van hulle grootte, nog van hulle afstand en ewemin van hulle beweging iets kan gewaar word. Eers oor talle duisende jare kan 'n beweging by die vaste sterre sigbaar word. Maar in 'n paar honderd jaar is dit nie moontlik om op te merk dat hulle van plek verander het nie. Dis vanweë hulle grootte en hulle afstand van die aarde af. En dit is ook dinge wat mense wat die plat aarde ding met die sterre wat geplak is aan die koepel nie vir jou kan verklaar nie. Sekere sterre staan vas en sekere sterre skuif. Die planete binne in ons sonnestelsel skuif heeltyd. Kort dan kry jy dan sê die mense dat al die planete is nou in lyn en nou gaan iets groots gebeur. Wat nie waar is nie. Die planete kom in lyn, ja. Maar al wat kan voortvloei daaruit is dalk 'n sterker magnetiese krag wat ontstaan as gevolg van al hulle magnetiese velde wat dan in 'n lyn trek. Maar dat Vader sy skepingsbesluite in die gees op volmane en planete se belyning ensovoorts gaan baseer, dit is snert. Die Skepper sal altyd of sal nooit sy skepings vir ons aanbied as rigtingwysers nie. Hy bied sy gees vir ons aan. En ons tel al die dinge wat nou opkom in die aarde en wat verkeerd is, wat ons ervaar, tel ons nou in ons gees op. En dit het niks te doen met 'n rooi maan of 'n geel maan of 'n bloedmaan of wat donker maan of wat ook al nie. Selfs ons kalender wat ons by Dogter van Sion gebruik, wat Henog gekry het by Vader en wat Moses ook gehad het in sy besit, daardie boek, gebruik ons die son as verwysingspunt. En daarom is ons kalender baie eenvoudig en verstaanbaar. Wanneer jy na die Joodse kalender toe gaan, wat baie van die Israeliete nou gebruik, dan moet 2 priesters moet nou na die horison kyk en dan moet hulle verklaar dat dit nou donkermaan is. Want dit is altyd die begin van hulle kalender. Nou as daar wolke is, dan kan hulle dit nie doen nie. Nou kan jy mos vir jou dink, hoeveel gestryery gaan hierdie goed afgee, dat jy nie 'n kalender kan lees en volgens 'n kalender werk, want jy moet altyd 2 Joodse priesters kry nie.
in wie ons in elk geval nie glo nie. Ons het een priester en dis Yeshua. En hy het die ware kalender vir ons gegee vir die millennium. En dis in ons hart. Daarom is ek nie bekommerd as mense ander kalenders gebruik nie, en ek stry lankal nie meer daaroor nie. Annemarie weet hoe lank het ons met kalenders gewerk, jare en jare het ons om tafels gesit en het ons dit beredeneer in die gemeente. Nou praat ek van so 25, 30 jaar gelede. Maar elke ou moet maar sy kalender gebruik, maar ons gebruik 'n millennium kalender wat baie eenvoudig is. En julle het die datums nou gekry, al baie keer het ons dit op die groepe gesit, en daarvolgens kan ons dan ons jaareinde en jaarbeginne bereken, en ons feestydde. Sterre wat jy altyd as vaste beelde, dit het ek klaar gelees, vers 8. Die sterre wat egter altyd van plek verander, staan baie nader aan hierdie aarde, en is ook kleinere liggame, hemelliggame as 'n son. Hulle beweeg om ons son, en daardeur is hulle beweging goed sigbaar. Dit is die kern van die saak. Al die ander sal jy by 'n volgende geleentheid van my hoor. Is jy daarmee tevrede? Nou hierdie sterre wat naby aan die aarde is, noem ons planete, en dit is in ons sonnestelsel, ek dink daar is 10 of 11 van hulle, en die verste ene was Pluto, ek dink hulle het nou nog een ontdek wat nog verder is. Maar hulle kan jy baie goed sien dat hulle skuif gedurig rond. Oran sê, tevrede ongetwyfeld, maar ek is maar net al 'n taamlike ou boom, wat werklik moeilik ombuig, en daarmee moet jy altyd iets wat rekening hou. Kyk, ek het my vanaf my prille jeug, tot aan my nou al taamlik gevorderde leeftyd, eerlik en gewetensvol ingeleef, in die ou domhede, en het, omdat jy nooit iets beters hoor nie, dikwels heel gedenkwaardige bevestigings daarin gevind, van dit wat 'n mens in glo. Maar hier is alles so volkome nie, en al die oude moet gewoon oorboord in die see van vergetelheid gewerp word, en daar het ek tog wel bietjie moeite mee. Daarom kos dit my, as ek hier nou oor 'n uitleg hoor, wat dan ook 'n nuwe ding is, wat ek nooit vroeër vermoed het nie, altyd tog nog 'n bietjie moeite, voordat dit vir my heeltemal duidelik word, dat die oue geen waarde het nie, en dat die nuwe die waarheid is. Daarom moet jy veral met my 'n bietjie geduld hê. Stadig, maar seker sal ek jou nog wel 'n redelike goeie leerling, van jou word, ondanks my taamlike hoë leeftyd. Met my dogter sal jy daarenteen veel minder moeite hê, want hierdie meisie het 'n goeie begripsvermoë, maar met my sal dit ook goed gaan, maar natuurlik slegs 'n bietjie stadiger. Ek sal wel geen hert is 'n bok, meer kan inhaal nie, maar as 'n heel beskeie os, sal ek nog wel kan bybly. En hierdie waarheid wat die ou man sê, sien ons maar orals by ons ook, dat ouer mense, baie moeilik nuwe dinge aanvaar en verander. Omdat 'n ou boom baie maklik, nie maklik buig nie. En die jonger mense neem hierdie nuwe dinge baie makliker aan. Maar nogtans moet 'n mens hulle in ag neem dat hulle oud is, en 'n mens moet geduld hê met hulle. Ja, die sterre, beste vriend, die sterre, die son en die wispelturige maan. Dit is baie vreemde sake, en ook ons aarde. Wie alles daaroor sou weet, sou wel die hoogste graad van menslike wysheid bereik het. Maar voordat mense daarvan alle ondeurgrondelike geheime en verborgenhede tot die daglig sal bring, veral vir mense soos ons, o vriend, sal die brawe maan nog dikwels heel gemoedelik bo die horison moet opstyg. Ek voel dat die dinge wat ek nou van jou gehoor het, algehele waarhede is, maar dit lê nog so los en sonder verband in my kop, soos die eerste boustene van 'n nuwe
groot paleis wat nog gebou moet word. Elke klip op sigself is vas en goed en dis 'n soliede waarheid. Maar hoe die eerste onderste boustene later deur die boumeester tot 'n fondament van die paleis saamgevoeg sal word, dit, vriend, lê vir my nog baie ver af en ek dink dat dit selfs vir jou geen maklike taak sal wees nie. Nou net hier alreeds bewys die ou man redelike goeie wysheid, want om waarhede soos rotse te sien wat nog op 'n bouperseel lê wat nog nie aan geraak is nie, is 'n goeie vergelyking. En die boumeester is Yeshua en hy doen dit in ons deur sy gees. En hierdie paleis wat hy van praat is sy eie huis wat hy moet bou. Wat, onthou, hierdie man was die koning of keiser, weet nie wat was sy titel nie, van 'n hele land. Wel nie 'n baie groot land nie, maar hy het baie mense onder hom gehad. So hy sou dan 'n baie groter huis bou as 'n gewone mens wat net sy gesin het waaroor hy moet bekommer, of iemand van 'n gemeente. Hierdie 'n man is die leier van 'n groot volk of van 'n redelike volk. Die opvoedingsmetode in die ou Egipte. Mattheel sê lighartig, omdat die steekhoudende opmerking van die oue hom baie diep aanspreek. Beste vriend Oram, jy het nou as mens volgens jou natuurlike verstand so wys en so waar as moontlik gepraat. Met die verstaan van nuwe waarhede, en baie van julle wat hier sit, luister elke oggend na nuwe waarhede. Wat nooit voorheen daar was nie, gaan dit presies soos jy dit vertel het. Maar daarop moet ek die volgende kommentaar lewer. Kyk, in Egipte en wel in die ou skole van daardie ryk, het die mense by die kinders wat tot die priesterkaste behoort, 'n heel eienaardige manier van opvoeding gebruik, wat eintlik glad nie so sleg was nie. Die pasgebore kinders word dadelik in onderaardse baie ruim vertrekke ingebring, waar die daglig nie kan indring nie. Hulle word daar goed versorg en sien geen ander lig as die kunslig van 'n goed ontwerpte naftaleen lamp nie. In die maak daarvan, waarvan die ou Egiptenare soos bekend, onnavolgbare groot meesters was. In hierdie onderaardse vertrekke moet die mens dan tot sy 20ste jaar bly, en mense gee hom daar onderrig oor die mooi bo of eintlik buitewêreld, wat hy nog nooit gesien het nie. Onthou die vergelyking nou hier met hierdie kinders wat nou in so 'n ondergrondse vertrek groot word, is die heidendom, waar hierdie man sy hele lewe lank, hy's nou al 'n ou man, hy's seker al by sy 80s, en hy was nog heeltyd in 'n tipe van 'n ondergrondse vertrek. Hy het nog nooit die ware som Yeshua gesien, nog nooit dit gehoor nie. So, dit is die vergelyking wat Mattheel hier gebruik. In sy fantasie maak hy hom, so goed en so sleg as was dit gaan, voorstellings daarvan, natuurlik in sy verbeelding, maar van die groot uitgestrektheid van die landstreke, van die groot lig wat hom in 'n onmeetlike diepe en vrye ruimte bevind, naamlik van die son, die maan en die tallose sterre, as ook van die sterkte van die lig en sy warmte, kan hy tog onmoontlik nie vir homself 'n regte begrip vorm nie. So 'n baie gevoelige leerling uit die onderaardse donker skoollokale het daarom ook slegs brokstukke van waarhede oor die bowewêreld en die omstandighede wat daar heers in sy kop. Maar kan dit ondanks al sy vlyt en al sy oplettendheid tog nie, soos mense lief is om te sê, onder een noemer bring nie. Daardie was dus ook louter afsonderlike, soliede en egte boustene, waarvan die samevoeging tot een groot paleis nog baie lank op hom moet laat wag, en wat natuurlik in die onderaardse lokale heeltemal onmoontlik was. As so 'n leerling dan uit die onderwêreld volgens die oordeel van sy leraars die gewenste graad van ontwikkeling bereik het, word hy meegedeel dat hy nou weldra deur die barmhartigheid van God onverwags na die verligte bowewêreld sou gaan, in die lig waarvan hy in een oomblik meer sou ondervind en leer
as in talle ure in die donker onderwêreld. Die leerling uit die onderwêreld het hom natuurlik besonder verheug daaroor, hoewel hy eintlik nog eers op 'n baie merkwaardige manier sou moes sterwe. Daardie sterwe het bestaan uit 'n baie diep slaap, waar tydens die mense die leerling in 'n pragtige paleis in die bowewêreld ingebring het. Hoe groot is die verbasing van so 'n leerling nie, as hy daarna vir die eerste maal uit sy slaap ontwaak en hom in die goddelike lig van die son bevind nie, as hy homself sien in wit klere, wat met rooi en blou stroke versier is, as hy die vriendelike eweneens pragtig geklede mense van albei geslagte kan sien. Onthou, dis nou 'n ou wat in 'n onaardse ding gebere was vir 20 jaar, hy het nooit vrouens gesien nie. Hoe smaak die heerlik voorbereide nuwe kosse nie vir hom nie? Maar wat moes sy siel dan gevoel het, toe hy deur baie vriendelike mense na buite gebring word, daar deur die heerlike tuine wandel en hulle hemelse geure inasem, en met sy bo alle menslike begrip uitgaande geluksdronk oë vir die eerste maal die hele natuur in al haar uitbundigheid deur die son beskyn voor hom sien. Kyk, uit hierdie skildering, wat jy in jou fantasie self nog verder kan aanvul, sien jy nou hoe jou eie teenwoordige begrip se verhouding is tot al die nuwe waarhede wat hier vir jou ontsluier word. Want in hierdie vergelyking of beeld is Yeshua die son van alle geregtigheid wat skyn, en wat daar is net nie 'n einde aan die nuwe waarhede wat ons uit hom uit kan kry nie. Wat jy nou verneem in die duistere lokale waarin jou siel haar nog bevind, is natuurlik maar brokstukke, en dit kan geen geheel vorm en op sigself volledig wees nie. Maar as jou gees deur die ware liefde tot Jahwe Elohim, en uit hierdie liefde ook deur die liefde tot jou naaste, in jou siel opgewek sal wees, sal jy in die helderste lewenslig van jou gees dit alles as een samehangende geheel sien, en daar 'n onmeetlike ligsee aanskou, waar jy nou skaars enkele druppels kan sien. Ek het dit ook verdig, omdat dit vir ons so 'n belangrike punt is, wat ons na herhaaldelik maar na moet kyk. Hy sê nie vir hierdie ou, jy moet nou gaan en iewers boeke gaan bestudeer nie. Jy met jou liefde vir Vader en die naaste moet jy groter en groter maak. Dan sal jy al die onmoontlike dinge wat nou onmoontlik lyk, sal jy opneem en verstaan. En jy sal dit met jou hart opneem. Soos wat hierdie man nou al hierdie ervarings wat hy bo op die grond nou gekry het, in sy hart ervaar. Ons eerste en beste werk sal daarom wees om die gees in die siel vry te maak en die siel in sy lig te bring. As ons dit bereik het, vriend, sal ons geen druppeltjies meer hoef te versamel nie, maar sal ons dadelik in verbinding staan met onmeetlike see vol van Elohim, se grootste wysheidslig. Dan, vriend, sal jy my sekerlik nie meer na die gesteldheid van die maan, ons aarde, die son en al die sterre vra nie, want dit alles sal vir jou by die eerste aanblik vanself duideliker word, as die son in die middel van die dag. Maar dan begin daar vir ons 'n ander skool, waar jy nou natuurlik nog geen idee van kan hê nie. Sê eers, vriend, of jy hierdie vergelyking nou so ongeveer verstaan het. Wat dink jy daarvan? Nou vir ons wat nou al reeds in baie waarhede is, bly daar weer 'n volgende dag wat opgaan oor ons. En dit is wanneer jy sterf in die liefde van Vader. Dan is dit asof jy ook uit 'n ondergrondse gebied na groter lig toe gebring word. En dan sal ons net so verbaas oor die lig en die warmte van die geestelike son en al die geestelike gebiede wat 'n heerlikheid het wat ons nie kan eintlik nou begryp nie.
Yeshua sê, dat geen oor en geen oog het nog gesien, wat hy vir ons berei het in die hiernamaals nie. En dit gaan jy in 'n plek in, wat alles vibreer in liefdesvibrasie. Alles sing, die hele natuur sing. Yeshua het vir ons geleer op 'n planeet, sing die voëls simfonieë, waar die eenvoudigste voëlgeluid nie kan kom by die hoogs gespesialiseerde simfonie wat in 'n teater in Europa gespeel word nie. Plus, hulle speel nooit dieselfde wysie oor nie. Alles sing en alles verheerlik die Skepper. Alles is lewend. Daar's 'n planeet waar hulle nie boustene het waarmee hulle geboue bou wat hulle in bly nie. Hulle het bome wat groei en dan mure word en dan bloeisels het wat so ongelooflike reuk het dat jy dit nie kan beskryf in ons aardse terme nie. So dit is iets heel anders waarheen ons gaan. Niks sterf nie, die gras gaan nie dood nie. Vrugtebome volgens Esegiel het altyd vrugte aan die bome. As jy een pluk, dan groei daar weer een uit. Dit is die plek waarheen ons gaan as ons hier in ons ondergrondse lewe, want hierdie aardse lewe is nou te vergelyk met hierdie Egiptiese skooltoestand. Dan kom ons in daai lig en dit is iets wat ons almal nou moet streef. En dan sal jy nie meer baie vra nie, want al die wysheid sal onmiddellik weer na jou toe terugkom, wat jy gehad het. Die goed was nie vreemd vir ons, toe ons nog by Vader was nie, maar ons het self besluit om weg te beweeg. En nou het ons in sonde geval. En net een wese, Yeshua Messia, kan vir jou en my weer in die hemele toestaan, in die lig van alle lig bring. Niemand anders nie. So, ek het nogal baie hieruit geleer, toe ek het nou die dag gister gelees het. Dit is vir ons 'n teebeeld van wat met ons gaan gebeur hierna. En waarhede is iets wat ons nie moet verwerp nie. Jy moet dit toets, dit is so, jou hart sal vir jou sê of dit reg is of verkeerd is. As jou hart 'n bietjie strydig is, dan stop net eers, hou sit hom net een kant. Niks gaan gebeur as jy nie nou alles wat ons hier verkondig, wat eintlik maar Yeshua se woorde is, in hierdie geval deur sy knegt Mattheja, as jy nie alles dadelik kan verstaan nie. Dalk is jy vasgevang in die plat aarde. Gaan bid daaroor, gaan in jou hart daaroor, en besluit of jy die waarhede wil luister, wil hoor van die nuwe openbaring, en of jy na ander mense op internet se verklaringe wil luister. Want dis gewoonlik waar mense se kennis vandaan kom, wat altyd met jou stry. En aanvaar dat mense, wat nie geïnspireer is deur die Gees van Vader nie, altyd deur Satan beïnvloed kan word. En sy invloed is so groot op hierdie aarde op die oomblik, dat lyk vir my 'n mens kan amper niks meer glo nie. Want alles lyk of dit AI is, of artificial intelligence. Ja, wat is dit in Afrikaans? Kunsmatige intelligensie. En jy weet naderhand nie meer wat om te glo nie. Daarom kom jy elke keer by sy geïnspireerde profetiese woorde uit en hou net daaraan vas. Iemand het my gevra van NASA wat nou dit en dit nou beplan, dat hulle nou iewers 'n planeet wat rondgesleep word en ek weet nie, hulle het invloed daaroor. En daar's baie stories dat NASA 'n basis op die maan het en 'n basis op Mars het. Al daai goed is leuns, dis nonsens, dis valsheid. Hoekom sê ek so? Want ek hou vas aan die profetiese woord. En Yeshua het vir Bertha dat gesê, julle wat hier bly, kan in die vleeslike materiële nooit van hierdie aarde afgaan nie. En niemand in 'n ander planeet in 'n vleeslike toestand kan ooit op hierdie aarde kom nie. So, dis nonsens. Dit laat al hierdie Anunnaki stories verdam. Dat daar wel geesteswesens is wat geval het
en wat hulle bevind in die materiële gevangenskap in die aarde, dit is so. Maar al hierdie goed wat hulle vir jou vertel wat van buite afkom en NASA is besig met dit om die aarde te red. Niemand kan hierdie aarde red behalwe die Vader en sy engele wat hy opdrag gee nie. Niemand nie. En daarom moet ons nie laat mislei deur al hierdie stories nie. NASA is 'n sataniese organisasie wat gestig is juis om die mensdom te mislei. Kan maar net dink hoe hulle met hulle Apollo-sendings die mense belieg. Hulle kon nooit verby die Von Allenbelt kom nie. Die Von Allenbelt lê net buitekant al die satelliete wat om die aarde beweeg. Daarom kan die satelliete ook nie daardeur gaan nie. En al die ander goed wat hulle vir jou vertel is leuns. Maar hulle het al die media en hulle het al die kunsmatige intelligensie vandag tot hulle beskikking en hulle sal al hierdie goed nou baie erg teen ons gooi in die tyd wat voor lê. Sodat jy basies amper niks kan glo wat jy sien nie. Ja, maar ek het gesien. Ek kan nog onthou hoe ons vasgenaal gesit in die huis. Ek was so klein kind met die maanlandings. Ek dink ons was so 10 jaar oud. En ons het dit vasgeglo. My pa het geglo tot hy dood is. Dit was so oortuigend gedoen, maar nou met meer en meer tegniese kennis tot ons beskikking, is daar baie dinge wat jy dit kan teengooi. Nie dat die maanlanding of dit nou gebeur het of nie gebeur het, enige iets met ons redding te doen het nie. Maar dit het te doen dat jy nie op prinse moet vertrou. Daar's net een op wie ons moet vertrou. Yeshua Messia in Vader, wat een God, een wese is. En die liefde sal al die lig vir jou bring, soos wat hy hier gesê het. Raak net vir hom lief. Al wat jy hoef te vrees, is vrees dat jy Yeshua nie genoeg lief het nie. Dis al wat jy moet vrees. Baie dankie.